Goeiedag, ek is Wynand Besuidenhout, 'n ingenieur vir Meerkat Solar hier in Standerton. Hierdie video is daarop gerig om vir jou leiding te gee, maar ook meer inligting oor die batterye wat ons in ons sonkragstelsels gebruik. Nou net soos inverters, was daar ongelooflike vordering in batterytegnologie die laaste dekade. Motorvoertuigvervaardigers soos Tesla het die nodigheid vir liggewig, hoë energiedigte en langlewe batterye beklemtoon en dit het 'n tsunami van ontwikkeling in batterytegnologie meegebring. Lithium-ion en lithium-fosfaat batterye het vir ons baie nuwe deure oopgemaak. Die tegnologie bied ook vir ons baie voordele in die sonkragindustrie. Huidiglik word daar hard gewerk aan lithium-sulfaat batterye. Die batterye gaan goedkoper wees as lithium-ion en lithium-fosfaat batterye. Die batterylewe gaan nog langer wees en die energiedigtheid van hierdie batterye gaan tot 6 keer meer wees as huidige tegnologie. Lithium-sulfaat batterye is nog in die vroeë stadium van ontwikkeling en is ongelukkig nog nie beskikbaar op die mark vir ons sonkragstelsels nie. Maar ons hoop om dit binne die volgende 5 jaar op die rakke te kan sien. En waar 'n loodsuurbattery tipies vir ons 'n leeftyd gegee het van tussen 2 en 3 jaar, kan lithium-ion en lithium-fosfaat batterye vir ons 'n leeftyd van tot 15 en selfs meer jaar gee. Die ontwikkeling van superkapasitors is kompeterend met lithium tegnologie. Daar is reeds superkapasitors beskikbaar op die mark vir sonkragstelsels, maar ongelukkig kom dit nog teen 'n prysklas van ongeveer dubbel dit van lithium tegnologie of lithium batterye. Ons lewe nou in 'n opwindende tydperk. Batterye, inverters en sonpaneeltegnologie het soveel verbeter die laaste dekade, dat jy nou 'n sonkragstelsel kan insit en jou eie krag of jou eie elektrisiteit kan genereer teen 'n koste laer as wat jy dit by Eskom kan koop. Kom ons kyk na die batterye wat ons huidiglik gebruik. Hoekom lithium? Die leeftyd van 'n loodsuurbattery is tussen 2 en 3 jaar. Die leeftyd van 'n lithiumbattery is tussen 10 en 15 jaar. Die koste per kilowattuur van 'n lithiumbattery is 2.5 keer die koste van 'n loodsuurbattery wanneer jy dit aankoop. Jou sonkragstelsel se lewensiklus behoort 25 jaar te wees. Jy gaan inverters en batterye uitruil in die 25 jaar, maar die sonpanele behoort jou 25 jaar te hou. Om maksimumwaarde vir jou sonkragstelsbelegging te kry, is dit dan belangrik dat die koste per kilowattuur oor die 25 jaar tydperk so laag as moontlik is. Al is die lithiumbatterye 2.5 keer duurder per kilowattuur, is die leeftyd 5 keer meer as die loodsuurbatterye se leeftyd. Dit beteken dat die koste per kilowattuur per jaar van die lithiumbatterye net mooi die helfte van loodsuurbatterye se koste per kilowattuur per jaar is. So vir die leeftyd van 'n sonkragstelsel maak dit dus ekonomies sin om eerder van die begin af 'n bietjie duurder te betaal en lithiumbatterye te installeer. Loodsuurbatterye se kapasiteit val aansienlik hier van 70% van die leeftyd en raak dan 'n frustrasie. Om elke keer die batterye te moet ruil, voeg ekstra kostes by, want die batterye moet aangekoop word en vervoer word en geïnstalleer word. Dit dryf die koste per kilowattuur per jaar nog hoër. Ons gebruik Pylontech of Freedom One batterye.
Pylontech bied vir ons meer buigsaamheid in terme van modulêre solarsisteme en modulêre batterybanke. Ons gebruik hoofsaaklik die Pylontech US 3000 batterye. Die batterye word vir 10 jaar gewaarborg deur die vervaardigers. Neem kennis dat die waarborge geregistreer moet word by die vervaardigers. Pylontech batterye het 'n batterybestuurstelsel ingebou. Elke battery gee vir ons 3.5 kWh stoorkapasiteit. Neem kennis dat ons groter kilowattuur lithium batterye kan installeer soos 'n 5 kWh batterye. Ongelukkig waarborg die vervaardigers die batterye nog net vir 5 jaar. Pylontech batterye is maklik uitbreibaar. Ons koppel meer as een battery met mekaar op om vir ons meer kapasiteit te gee. 2 batterye van 3.5 kWh sal dus vir ons 7 kWh kapasiteit gee. 3 batterye 10.5 kWh en 4 batterye 14 kWh en so aan. Vir die huishoudelike sonkragstelsels sit ons die batterye in kabinette en koppel dit dan op om vir jou 'n netjiese batterybank te gee om jou elektriese energie te stoor vir die aande. Ons kan baie groot batterybanke bou met hierdie Pylontech batterye of selfs groot industriële batterystasies. Ek gebruik self Pylontech batterye in my huis en besigheid se sonkragstelsels en ek is baie beïndruk met die werkverrigting van die batterye. Freedom One batterye is ons tweede opsie wat ons kan gebruik op die solarstelsels. Die batterye kom in groter kilowattuur formate. Dit is effens goedkoper as die Pylontech batterye per kilowattuur, maar dit het die nadeel dat uitbreiding jou heelwat duurder gaan uitwerk as jy net 'n bietjie ekstra kapasiteit benodig, wat dikwels die geval is. As jy meer kapasiteit met die groot batterye soek, moet jy 2 insit en dan moet jy 2 keer die prys van 'n duur battery betaal. Die ander nadeel is dat sou 'n sel in die battery moeilikheid gee in die 10 jaar leeftyd van die battery, is die hele battery onaktief en moet dan weggestuur word vir herstelwerk. Terwyl jy met 'n Pylontech batterypak net een van daai 3.5 kWh batterye kan uithaal en laat regmaak as daar 'n probleem sou opduik. Die oorblywende batterye kan die stelsel nog steeds dien. Die Freedom One batterye word ook gewaarborg vir 10 jaar en dit het ook 'n batterybestuurstelsel in. Neem kennis, die batterye is nog nie verenigbaar met al die tipe inverters nie, maar daar word daaraan gewerk vir die toekoms. Ons kan van ons huistoestelle se gebruik faseer dat ons minder batterykapasiteit nodig het. Dit beteken dat ons die toestelle moet gebruik wanneer ons die meeste energie opwek gedurende die dag. Tipiese toestelle wat ons so kan faseer is byvoorbeeld ons skottelgoed wasmasjiene, oonde, stowe, vrieskaste, yskaste en geysers. As ons hierdie toestelle in die dag gebruik, het ons nie batterykapasiteit vir dit nodig nie en kan jy baie geld spaar op jou batterye. Van hierdie toestelle kan ook vir ons energie stoor in die vorm van hitte of koue, soos ons geysers, vrieskaste en yskaste. Ons kan byvoorbeeld die temperatuur op die geysers opstel na 70°C en heelwat meer energie in die geysers stoor. Of ons kan die temperature op die yskaste en vrieskaste laer stel en so ook energie stoor. As ons dit doen, hoef hierdie toestelle nie in die aande te werk van batterykrag af nie. Ons kan die batterybankkapasiteit met tot 70% verminder, wat 'n aansienlike kostebesparing kan meebring. Ons kan dan ook tydskakelaars op die toestelle sit, om dit outomaties aan en af te skakel, om dan op die ideale tye van die dag te funksioneer, wanneer ons die meeste energie beskikbaar het. Die installasie van tydskakelaars word nie as 'n standaard geïnstalleer, tensy dit op die kwotasie gekwoteer is nie. Gewoonlik sit ons eers die solarstelsel in, kyk hoe presteer die stelsel en as daar dan nog batterykapasiteit nodig is, kyk ons waar die geleenthede
is om oral tydskakelaars te gebruik en sal jy dan apart gekwoteer word. Hierdie is 'n tipiese voorstelling van 'n lasprofiel van 'n huis. Die groen en swart area is wat jou huis gebruik. Die stippellyn stel die solarstelsel se elektriese produksie voor. Die ligte groen area onder die stippellyn stel die battery laai kapasiteit voor. Nou vroeg die oggend hier van middernag af gebruik ons gewoonlik minder energie, want dan is dit gewoonlik net 'n paar ligte en ligte toestelle wat werk. As jy nie tydskakelaars op die geysers, yskaste en vrieskaste het nie, sal die las natuurlik heel wat meer wees. Met 'n solarstelsel moet hierdie energie van die batterye afkom. Hier van 5uur tot 6uur se kant af begin die las toeneem, soos ons opstaan, ontbyt eet en begin gereed maak vir die dag. En dan neem dit toe deur die dag. Ideaal moet die meeste energie gebruik word in die dag. Van so 4uur en 5uur se kant af in die aande, begin die meeste mense terugkeer van die werk af. Hulle begin kos maak, bad en stort en kyk TV. Dit is die tyd wanneer ons die meeste energie gebruik. Dan begin almal rustig geraak en word die las gewoonlik minder. Hier van 5uur af begin ons weer krag van die batterye aftrek. Dis die groen deel aan die regterkant. Hoe kleiner die groen dele is en hoe groter die swart deel is, hoe minder batterykapasiteit het ons nodig. Die ligte groen gedeelte stel die las voor wat die inverter gebruik om die batterye te laai. As jy off-grid wil funksioneer, moet die ligte groen gedeelte ideaal bietjie groter as die donkergroen gedeelte wees. My kliënte vra my soms wat gebeur as dit bewolk is die dag. Wanneer dit bewolk is, gaan die solarstelsel minder elektrisiteit opwek, want daar is minder sonlig. Op baie bewolkte dae kan dit tot so min as 30% van die normale opwekking wees, want wat ons sou kry op normale sonligdae. Ek oorontwerp reeds die sisteme sodat ons ekstra kapasiteit het vir bewolkte dae. Die ekstra kapasiteit is die blou gedeelte onder die stippellyn. Ek moet 'n balans handhaaf met die sisteemkoste, anders word dit onbekostigbaar. So op baie bewolkte dae kan daar nog steeds nie genoeg energie wees om alles te doen soos normaalweg nie. So as jy 'n off-grid wil funksioneer, gaan jy spaarsamig moet wees met die elektrisiteit op baie bewolkte dae. Baie bewolkte dae is nie die dae vir koekies of beskuitbak nie. Ek sê spesifiek 'n baie bewolkte dag, want gedurende normale bewolkte dae is die impak gewoonlik weglaatbaar as gevolg van die ekstra kapasiteit. As jy 'n on-grid stelsel het, sal die inverter eenvoudig oorskakel na Eskom toe en jou batterye herlaai en vir jou tydelike Eskom krag gee totdat dit nie meer nodig is nie. As jy 'n kragopwekker het wat opgekoppel is op jou solarstelsel, kan jy die kragopwekker gebruik om jou stelsel se batterye te laai. Dit sluit dan hierdie video op batterye af. Skakel my gerus indien jy enige verdere vrae of onsekerheid oor batterye of sonkragstelsels het. Kyk ook asseblief na die video oor sonkragstelsel veiligheid, onderhoud en noodprosedures. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea.